Nou het jy al ooit gewonder of jy die ewige lewe het? Indien jy nou sou sterwe, hoe seker is jy dat jy die ewige lewe het? Baie dankie dat jy saam met my kuier. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om saam met jou die woord te deel. En ons gaan 'n bietjie kyk na die groot vraag: kan ek verseker weet dat ek 'n kind van God is, of soos dit ook algemeen gestel word, het ek sekerheid van saligheid? En voor ons gaan begin, kom ons bid net gou saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die kosbare woord. U woord is die waarheid. Seën asseblief u woord in ons harte, sodat ons kan insien en verstaan, in Jesus naam. Amen. Nou het jy al ooit gewonder of jy die ewige lewe het? Indien jy nou sou sterwe, hoe seker is jy dat jy die ewige lewe het? Kom daar soms twyfel in jou hart ook op? Dit is 'n baie algemene ding, maar kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Maar jy sal dalk sê, maar ek is 'n kerklidmaat, ek gaan kerk toe en ek bid en ek lees my Bybel en ek probeer 'n goeie morele lewe leef. Nou ongelukkig moet ek vir jou sê, hierdie dinge bring ons nie in die regte verhouding met God nie. Dit is net werke. Nou ongelukkig maak hierdie dinge jou nie 'n kind van God nie. En daar is 'n baie eenvoudige rede daarvoor. As al hierdie dinge wat ons gedoen het vir ons saligheid kon berei het, wat was dan die nut van Jesus se sterwe? En dit is juis wat die evangelie van Jesus Christus so uniek maak. Al die ander godsdienste gaan daaroor dat jy moet presteer en presteer en presteer en presteer totdat jy op 'n punt kom van aanvaarding. Nou Jesus kom en hy sê vir ons, kom na my toe net soos wat jy is en ek is bereid om jou te aanvaar. Nou die volgende vraag is natuurlik, nou maar hoe kan ek sekerheid van saligheid kry? Nou kom ons kyk wat sê die woord. Nou Jesus is in Johannes 3 is hy in gesprek met Nikodemus, een van die owerste van die Jode. En Jesus sê vir hom baie pertinent, Nikodemus, jy moet weergebore word. En uit sy geestelike verhouding het hy ook nie hierdie ding verstaan nie, want hy verwar die geestelike geboorte met die vleeslike of die fisiese geboorte. Maar Jesus noem dit vir hom 2 keer en sê, Nikodemus, jy moet weer gebore word. Nou vir hom as 'n geestelike leier van daardie dae het hy ook nie hierdie begrip verstaan nie. Maar die vraag is nou, hoe word ek wedergebore? Nou as ek kyk na Johannes 1, dan sien ek dat Johannes 1 verskil radikaal van die ander evangelies, in die sin dat Johannes glad nie melding maak van die fisiese geboorte van Jesus nie. Inteendeel, hy fokus meer op die geestelike aspek, waar hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan 'n bietjie verder, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. En dan kom ons by die gedagte van Johannes 1 vers 11, en dit is die eerste skrifgedeelte waar ek wil stilstaan. Nou kom ons kyk gou daarna. Johannes 1 vers 11. Hy, Jesus, het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Nou hierdie eie mense waarvan hy praat, dit is die Joodse volk na wie toe Jesus gekom het op daai stadium. Hy is as Jood, is hy gebore en hy het na die Joodse volk toe gekom, die uitverkore volk van God, het hy na hulle toe gekom om juis vir hulle die godheid te kom openbaar in vleesgeworde vorm. En dan kyk ons na Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het. Nou hier kom die wonder van die ding in. Hy het na sy eie gekom en hulle het hom nie aangeneem nie. Nou kom die Here en hy brei sy genade uit na elke mens toe wat vir jou en vir my insluit. En hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag of die wettiese reg gegee om kind van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Ons gaan so 'n bietjie verder weer kyk na die glo gedagte, maar hier is glo definitief ter sprake, want 'n baba kan nie glo nie. En hierdie aannemingproses is 'n bewuslike gebeure. Nou waarom of waarvoor moet ek Jesus aanneem? En dit is natuurlik as verlosser. En as ons nou vra, nou waarvan moet ek verlos word? Dan is die antwoord maklik,
Dit is van sonde, want dit is juist die sonde wat die skeiding gebring het tussen ons en God. Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Kom ons kyk gou na hierdie skrifgie in Jesaja 1 vers 18 ook. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So die volgende vraag wat ons nou vra is, hoe deel ons dan met die sonde? Ons deel met sonde deur dit te bely. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou by hierdie aansluiting moet ek net gou sê, daar is 2 aspekte verbonde aan sonde. Die een aspek is die sonde wat ons teen God gedoen het, en die ander aspek is die oortreding. En die aspek van die sonde teen God sluit in dat ons juis God nie as die Here en die meester van ons lewe toegelaat het nie. Ons het hom nie toegelaat om die volle beheer van ons lewe oor te neem nie. En omdat God nie die beheer van ons lewe oorgeneem het nie, daarom het ons gedoen wat ons wil, ons het gegaan waar ons wil, ons het gesê wat ons wil, ons het geëet en gedrink wat ons wil. Die Here was nie in beheer van ons lewe nie. Ons het hom buite die beheer van ons lewe gestoot. En dit is juist wat die woordjie bekering beteken. Dit is omdraai, omkeer, kom tot insig. Draai om en keer terug na God toe. Maak God die Here van jou lewe. Maar omdat ons so ons eie lewe geleef het en gedoen het wat ons wil, het ons baie oortredinge begaan, het ons baie verkeerde dinge gedoen. En dan hierdie aspekte moet dan ook bely word. So vir my is 'n standaard, 'n sondaarsgebed, soos ons dit noem, is eerstens, Here, vergewe my, dat ek nooit U die Here van my lewe gemaak het nie. Dat ek nooit die beheer van my lewe aan U oorgegee het nie. Dat ek U maar net altyd buite die beheer van my lewe laat staan het. Maar nou nooi ek U in, kom in en neem beheer van my lewe. En vergewe my dat ek U nooit toegelaat het nie. En vergewe my dat ek my eie lewe gelei het en dat ek soveel verkeerde dinge gedoen het. En dan kan jy gerus gaan en noem hierdie goedjies een by die naam, soos wat dit in jou gedagtes opkom. Daar die ernstige dinge wat jy gedoen het, die ernstige verkeerde dinge wat jy gedoen het, bely dit voor God en vra vergifnis vir dit. As ons byvoorbeeld kyk na Paulus, dan sien ons hoe Paulus 'n vervolger van die kerk was en hoe hy die mense wat Christus gevolg het op daai stadium gevange geneem het en laat straf het. En nou Paulus kom by die Here en hy bely ook hierdie oortredinge van hom, bely hy voor die Here en hy ontvang 'n volkomme vergifnis. Soveel te meer vir my en vir jou, as ons oortredinge bely, dan is hy bereid om dit te vergewe. Nou weer eens by hierdie aansluiting wil ek net sê, sondebelydenis is 'n bewuslike gebeure. Dit is 'n hartsaak en 'n baba kan dit nie doen nie. Hierdie is 'n ding wat jy tot jou sinne moet kom, besef jy's 'n sondaar, besef jy's verlore, jy het oortree. En jy bely jou sondes bewuslik voor die Here, sodat jy vergifnis kan ontvang. Hoe ek dit altyd eenvoudig stel is, jy bring jou sonde na die Here toe, en jy sit dit op die tafel. En dan bring die Here sy bloed, en hy sit dit op die tafel. En dan kom die bloed van Jesus Christus, en hy was al jou sondes weg. En op daardie oomblik, wanneer jy jou sondes opreg voor die Here bely het, word eintlik jou hele sondige verlede, word vergewe. Maar nou volg hier 'n volgende baie belangrike stap. En wanneer ons sondes bely het voor die Here, dan moet dit afgewas word. En kom ons kyk gou na hierdie skrifgedeelte. Handelinge 22 vers 16. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Nou kom die volgende gedagte ter sprake. Die oomblik wanneer ek my sondes laat afwas het, is ek skoon. Geestelik skoon. En as ek skoon is, dan kan ek nou ruimte maak vir die Heilige Gees om woning te kom maak in my. Die doel van hierdie Heilige Gees vervulling is dan uitsluitlik om ons te help sodat ons 'n godvrugtige lewe kan lei en dat die gawes van die Gees
en dan ook die vrug van die Gees deur ons kan funksioneer. Die gawes van die Gees, dat ons kan doen wat Jesus gedoen het, en die vrug van die Gees, dat ons kan wees soos wat Jesus was. Nou 'n hoofstuk in Handelinge wat ook hierdie vir ons baie mooi beskryf, vind ons in Handelinge 19, waar Paulus die boonste landstreke deurgegaan het en hy daar gelowiges gevind en hy het vir hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle het vir hom gesê, nee, ons het nie eers geweet dat daar 'n Heilige Gees is nie. En onmiddellik vra hy vir hulle, nou, maar met watter doop is julle dan gedoop? En hulle sê hulle is met die doop van Johannes gedoop. En toe het hy vir hulle hande opgelê en hulle die Heilige Gees vervulling ontvang. En die uiteinde daarvan was dat die hele Asië die woord van evangelie gehoor het. So nou kom ons by 'n punt. En dit is 'n stelling wat ek maak, dat slegs die wedergebore geesvervulde kind van God met volkome sekerheid kan weet dat hy 'n kind van God is. Nou kom ons kyk gou na ons laaste skrifte wat hierdie gedagtes gaan bevestig. En die eerste ene vind ons in 1 Johannes 5 vers 11. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Nou hier sien ons weer, hier kom daai aanneem gedagte ter sprake. Vers 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. En hier kom die geloofgedagte ter sprake. Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Nou dit is onmoontlik dat 'n baba deur hierdie proses kan gaan en kan glo. Dit is hoekom dit is 'n bewuslike gebeure. Nou die volgende skrifgedeelte waarna ons kyk, vind ons in Romeine 8 vers 15. En kom ons lees wat sê die woord. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. En erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou kyk net hierdie voordeel wat vir ons hierso aangeteken word. Die oomblik wanneer ons deur hierdie proses gegaan het, dan word ons erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. Maar hier is ook 'n voorwaarde waaraan ons moet voldoen. As ons naamlik saam met hom ly, maar ook dan weer die voordeel daarvan, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Ons volgende skrifgedeelte Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. Sien ons, hier is die Gees weer besig om te bevestig soos in die vorige skrifgedeelte. Het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Vers 7, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Nou hier is die laaste gedagte en daarmee wil ek afsluit. Die term Abba Vader, wat 'n baie sagte en intieme term is. Dit is amper soos Papi Vader in ons Afrikaanse taal. Hierdie gedagte, hierdie woordjie kom slegs 3 keer in ons Afrikaanse Bybel voor. En hy kom 2 keer voor in die vorige skrifte wat ons aangehaal het. Romeine 8 vers 15 en dan Galasiërs 4 vers 6. En nou wonder jy ook seker waar is die 3de keer waar hy voorkom. En dit vind ons in Markus 14 vers 36. En hier sê die woord vir ons, en hy, Jesus, sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Nou die 2 vorige kere het hierdie woordjie Abba Vader elke keer te doen gehad met die bevestiging van ons kindskap. Maar hier kom Jesus en hy doen vir ons 'n praktiese demonstrasie, waar Jesus in hierdie oomblikke van absolute benoudheid en angs, waar hy hierdie keuse moet uitoefen
om hierdie pad na die kruis toe te stap, terwyl Jesus presies geweet het wat die kruisiging van hom vir hom gaan inhou. Die profetiese skrifte het vir hom alles in detail beskrywe. En ek glo in my hart dat Jesus het seker tydens sy bediening meer as een keer by 'n kruisiging verbygestap. En het hy presies geweet wat dit behels, die absolute wreedheid en die brutaliteit van die Romeinse manier van teregstelling. Maar hierdie is vir my baie kosbaar, dat Jesus in hierdie oomblikke, daar is nie verwyte in sy hart nie. Hy soek sy Vader se aangesig en in hierdie oomblikke roep hy uit, Abba Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. As dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En nou wanneer ons deur hierdie proses gaan van sondebelydenis, die Here in ons harte innooi om Heer en Meester van ons lewe maak, dan is dit juis waarvoor Jesus gesterwe het. Dat ons ook op 'n punt in ons lewe kan kom, dat ons ook kan uitroep, Abba Vader. Dat ons ook in ons benoudheid, in ons omstandighede, kan uitroep, Abba Vader. Maar nie net in ons omstandighede van probleme nie, maar ook in ons verwondering teenoor hom, in ons blydskap, in ons dankbaarheid, dat ons kan sê, Abba Vader. Jesus Christus in sy benoudheid, roep hy uit na Abba Vader. En hy besef, hy moet hierdie pad stap. En op daai oomblik verhoor Abba Vader nie sy gebed nie. En Jesus moes daai pad stap, sodat hy vir ons die plek kan berei, die geleentheid kan skep, dat ek en jy vandag kan uitroep, Abba Vader. En wanneer ons op hierdie punt gekom het en ons het ons sondes bely, ons het vergifnis ontvang, dan kom ons ook op 'n punt wat ons kan uitroep, Abba Vader. Nou wat gee vir ons meer sekerheid van saligheid, as juist dit, wanneer ons ook op hierdie punt gekom het. En nou mag die Here vir jou help, mag die Here vir jou lei deur sy Gees, dat jy ook op hierdie punt mag kom, dat jy die hart van Vader mag ontdek. Nie net as 'n God van ver, die onsienlike God nie, maar dat jy hom kan ontdek as Abba Vader, ook in jou lewe. En ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek glo en ek hoop en ek vertrou dat hierdie woord het ook jou hart aangespreek, en dat hierdie woord ook vir jou tot nut gaan wees, en dat jy ook sal groei in jou geestelike lewe, tot jy ook sal kom by die punt dat jy ook roep, Abba Vader, en dat jy ook bereid is om 'n kruispad te stap, omdat jy glo en omdat jy weet dat jy kind van God is. En as hierdie aanbieding vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan iemand, wat ook daarby kan baat vind. En baie dankie dat jy saam gekuier het. Mag die Here jou seën, en tot ons weer gesels, vrede vir jou.